Geliefdes, goeiedag. Ons is by Vrydag, ons is by ons laaste oordenking vir hierdie week, waar dit gaan oor krimp om reg te groei. En ons het gepraat oor al die dinge wat nodig is vir iets om regtig gesond en ordentlik te groei en 'n goeie oes op te lewer. Maar daar's een ding waarvan ons nou nog nie gepraat het nie, en daarby kom ons vandag. Die boere sal vir jou sê, as jy regtig 'n goeie oes wil hê, dan moet jy seker maak dat jy die regte kwaliteit saad plant. En dis nogal 'n groot ding in die landboumark om die regte saad te plant. En daar is groot wetywering onder saadmaatskappye om die regte saad vir die regte grond, vir die regte omgewing beskikbaar te stel vir die boere. Ek gaan nou nie die name noem nie, want ek gaan nou net in die moeilikheid kom daaroor, maar daar is groot mededinging vir boere om kwaliteitssaad te kan koop. En nou, wanneer ons dan nou gesels oor ons eie groei, kan ons so maklik sê, maar waar kry ek die kwaliteitssaad? Wat se tipe kwaliteitssaad is ek? Want dit is waaroor dit gaan, want dit gaan oor jy wat moet krimp en kragtig groei. Wat se kwaliteitssaad is jy? Is jy 'n gesogte kwaliteitssaad of lae kwaliteit? Wat jy glo daaroor, gaan bepaal hoe jy gaan groei. En daar is net een stukkie woord wat ek vir julle kan voorlees vandag, om jou te laat besef wat se kwaliteitssaad jy is. En dit is Psalm 8. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word u teenstanders, die vyande en wrakgieriges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre waarin u 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat u aan hom dink? Die mensekind, dat u na hom omsien? U het hom net 'n bietjie minder as 'n goddelike wese gemaak en hom met eer en aansien gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere van die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. As jy dit lees, hoe kan jy twyfel aan die kwaliteitssaad wat jy is? God het nog nooit lae kwaliteit, tweedehandse saad geproduseer nie. Die psalmdigter met al sy eie foute en sy tekortkominge en die bewuswees van sy eie gesukkel, kry dit reg om op die uiteinde te skryf. Maar in die Here se grootheid en in sy volmaakte maak van hierdie heelal, het die Here iets kosbaar gedoen. Hy het die mens gemaak as die appel van sy oog. Hy het die mens gemaak om die vermoë om eer en aansien te dra, om te heers oor die werk van die hande van God. Jy's goeie saad, mens. En daarom mag jy nooit twyfel aan waarin jy kan groei nie. Daarom moet jy nooit twyfel en bang wees om te krimp en so werklik te kan groei nie. Want jy is goeie saad. Jy's hier omdat God jou hier geplaas het. Jy's hier omdat God wil sien dat jy alles word wat hy bedoel het, jy moet wees. As jy in die goeie grond van die hart van God groei, en van daar af krimp en so groei, dan moet jy besef, jy's goeie kwaliteitssaad. Moenie vashak by jou tekortkominge nie. Moenie vashak by die beperkinge wat jou afkoms of jou genetika op jou plaas nie. Jou God is groter as dit. Die grond in sy hart is beter as dit.
Daar is iets in jou wat met vrymoedigheid kan krimp en met krag kan groei. Laat God jou as kwaliteitsaad plant. Ontkiem net en word wat hy vir jou wil hê. Shalom.